Amen. As jy jou Bybels vanmôre saamgebring het, en ek wil jy al vanmôre reeds vra, vanmôre kan jy nie sit en slaap nie. Vanmôre sal jy moet wakker bly. Ek gaan uit Romeine 8 uit preek, seker een van die moeilikste gedeeltes in die woord van die Here. So ja, jy moet wakker bly vanmôre. As jy jou Bybel saamgebring het, maak dit vir my oop by Romeine 8. Ons gaan lees so vanaf vers 1 tot en met vers 9. En ek praat vanmôre met jou oor die tema, die gees teenoor die vlees. Die gees teenoor die vlees. Nou, as jy jou Bybel reg het, sê saam met my amen. Amen. Romeine 8 vanaf vers 1, Paulus is aan die woord. Hy sê, daar is dan nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie. Vir die wat na die vlees wandel nie, maar na die gees. Stop gou. Die Bybel sê, daar is vir die kinders van die Here geen veroordeling nie, as jy na die gees wandel en nie na die vlees nie. Vers 2, want die wet van die gees van die lewe in Christus Jesus het my vrygemaak van die wet van die sonde en die dood. Iemand moet amen sê. Dat die Here Jesus Christus het my vrygemaak van die vlees, van die sonde en het my in die gees oorgebring in die lewe. Vers 3, want God het wat vir die wet onmoontlik was, omdat dit kragteloos was deur die vlees, deur sy eie seun in die gelykheid van die sondige vlees te stuur, en ter wille van die sonde veroordeel het in die vlees, sodat die reg van die wet vervul kon word in ons, wat nie na die vlees wandel nie, maar na die gees. Hier sê Paulus dit weer, nie vir hulle wat in die vlees is nie, maar wat in die gees wandel. Vers 5, want die wat vleeslik is, bedink vleeslike dinge, maar die wat geestelik is, geestelike dinge. Want wat die vlees bedink is die dood, maar wat die gees bedink is lewe en vrede. Vers 7. Omdat wat die vlees bedink vyandskap teen God is, want dit onderwerp hom nie aan die wet van God nie, want dit kan dit ook nie doen nie. Vers 8. En die wat in die vlees is, kan God nie behaag nie. Kyk gou vir my. Die wat in die vlees is, kan God nie behaag nie. Jy kan net God behaag as jy in die gees wandel en nie in die vlees nie. Vers 9. Julle is egter nie in die vlees nie, sê amen, maar in die gees, as naamlik die gees van God in julle woon. Maar as iemand die gees van Christus nie het nie, behoort hy nie aan God nie. Kyk gou vir my, nie as jy nie dit en dit doen nie, hy sê as jy nie die gees van God het nie, behoort jy nie aan God nie. En daarom wil ek vanmôre, nou hier in die einde van Junie maand, wil ek met jou praat oor die tema, die gees teenoor die vlees, want die kerk van Jesus Christus sal op 'n plek moet kom, waar die vlees sal moet sterwe, sodat die gees sal moet begin lewe. Nou, die Romeine brief is seker die belangrikste sendingsbrief wat Paulus in sy lewe geskryf het. Dit gaan oor die redding van die mense se siel. Dit gaan oor saligheid, dit gaan oor regverdigheid, dit gaan oor die sonde en die plan wat God het van hoe om die mens te red en om uit die hel uit op te kry. Dit gaan oor die wenke van hoe 'n Christen moet lewe. Maar wanneer jy by hoofstuk 8 kom, is hoofstuk 8 van Romeine seker die belangrikste sendingsbrief wat Paulus nog geskryf het. Dit is 'n kragtige brief, want dit is 'n brief wat gaan oor die twee leefwyse wat daar is. Jy kan of lewe in die vlees, of jy kan lewe in die gees. En Paulus is baie ernstig hieroor. Hy sê, luister gou Romeine, luister kinders van die Here, daar's net twee maniere waarop jy kan lewe. Of in die vlees, of in die gees. En ek weet Romeine 8 is 'n ingewikkelde gedeelte en daarom blaai mense altyd daar verby. Maar Paulus sê dat wanneer jy in die vlees lewe, lewe jy met 'n sondige natuur, fokus jy op die wêreldse begeertes, bekeer jy jou nie maklik nie, want Romeine 6 vers 8 sê, dit wat die vlees bedink, lei na die dood toe. Nee, sê Paulus, lewe eerder in die gees, sodat jy gelei kan word deur die gees, sodat jy kan lewe in gehoor
gehoorsaamheid, sodat jy vrede en vryheid in jou lewe kan ervaar. Vers 6 sê, maar hy wat in die Gees lewe en het vrede. En daarom wil ek vanmôre bietjie met jou praat oor dat die kerk van Jesus Christus sal op 'n plek moet kom wat ons 'n keuse maak, lewe of die dood. Ek weet nie van jou nie, elke oggend as jy opstaan, is daar 'n stryd binne in jou gewikkeld. 'n Stryd tussen lewe en dood, tussen goed en sleg, tussen lig en duisternis, en jy moet kies. Jy moet kies. Ek weet jy ken daardie ou prentjie van die duiwel en die ou engeltjie wat op jou skouer staan. Elke oggend as jy wakker word, is daar 'n stryd aan die gang tussen die vlees en teenoor die Gees. Wie weet waarvan ek praat? Amen. Moses skryf daar, of Moses praat, Deuteronomium 30 vers 19, hy sê, ek hou julle die lewe en die dood voor, ek hou julle die seën en die vloek voor, kies jy dan die lewe, hoekom? Sodat jy en jou nageslag kan lewe. Moses het besef dat daar is 'n stryd wat gestry moet word, daar's 'n keuse wat gemaak moet word, en nou kom Paulus en hy sê presies dieselfde, hy sê, gemeente van die Romeine, gemeente van AGS Hartbeesfontein, daar's 'n keuse wat gemaak moet word, tussen lewe en dood, tussen die lig en die duisternis, tussen die vlees en die gees. Jy weet waarvan ek praat. Is dit maklik? Verseker nie. Ou Paulus skryf in Romeine 7 vers 19, want die goeie wat ek wil doen, met ander woorde die werke van die Gees, dit wat die Gees doen, hy sê, want die goeie wat ek wil doen, dit doen ek, maar die kwaad, daardie vleeslike lewe, dit doen ek. Paulus sê, ek weet waarvan ek praat, dis nie maklik nie, maar daar's 'n keuse en 'n besluit wat geneem moet word, elke oggend, wanneer jy jou voete van die bed afsit om te sê, ek lewe vandag volgens God se Gees. Dis hoekom Romeine 7 vers 24, net voor Paulus oorgaan na hierdie kragtige Romeine 8, toe sê hy, ek is 'n elendige mens. Wie sal my verlos van hierdie liggaam en van die dood? Paulus weet dat wanneer ek in die vlees lewe, is ek eintlik elendig en ek verdien die dood. Maar dan kom Paulus en hy sê, ek wandel nie meer na die vlees nie, maar na die Gees. Hoekom? Want die vlees bedink die dood en dit lei na die dood, maar die Gees bedink wat lewe is en kry die ewige lewe. Is dit maklik? Nee, maar is 'n keuse. Johannes 3 vers 6 sê, want wat uit die vlees gebore is die vlees, maar wat uit die Gees gebore is Gees. Iewerste moet my vleesmens tot wedergeboorte kom, iewerste moet my vleesmens tot bekering kom, iewers moet my geesmens omdraai na God toe, sodat die vlees kan sterwe en die Gees kan lewe. Ek het vanmôre gekom, nie met 'n boodskap om jou te bemoedig nie, dan moes jy verlede Sondag hier gewees het. Ek is hier om vanmôre vir jou te sê, dat die kerk van Jesus moet die vlees aflê, sodat die Gees kan lewe tot in ewigheid. Hoor gou mooi. Paulus skryf daar in Romeine 12:21, hy sê, moenie deur die kwaad gelei word nie. Moenie dat die kwaad jou oorwin nie. Moenie dat die vleesmens jou oorwin nie, maar oorwin die kwaad, oorwin die vlees deur die Gees, deur die goeie. Is dit moontlik? Ja, 1000 maal. Dis ja, maar dit vat oefening. Dit vat iets wat jy moet heeldag doen, sodat jy die vlees kan aflê en die Gees kan lewe. Die kern van my boodskap bly vanmôre eenvoudig. Die vlees en die Gees kan nie saam in een liggaam regeer nie. Die vlees moet sterwe, sodat die Gees kan lewe. En daarom wil ek vanmôre 'n bietjie met jou praat oor die vlees teenoor die Gees. Jy sien, want die vlees beloof ons plesier, maar dit lei na die dood toe. Maar die Geesmens vra gehoorsaamheid, maar beloof die ewige lewe. Sjoe, jy het omvaan net gehoor wat sê ek. Bruce Wilkinson sê 'n kragtige ding. Hy sê,
Waar die Gees regeer, verdwyn die heerskappy van die vlees. Die grootste stryd is nie buite my nie, maar is binne my om die vlees neer te lê en die Gees op die troon te sit. Hoe meer die vlees sterwe, hoe meer word die Gees sigbaar in my lewe. Kan ek gou vanmôre vir jou vra? Wil jy na die Gees lewe? Sjoe, ek wil dit met my hele hart doen. Ek wil met my hele lewe, wil ek uitverkoop hê aan Jesus Christus en wil ek in die Gees wandel, maar is nie maklik nie. En jy vra vanmôre, pastoor, hoe kan ek dit regkry? En as jy dit vra, is ek so bly want ek het 'n hele klomp ure hierdie week voorberei om vanmôre vir jou te sê dat daar is 'n sekere paar dinge van my vlees wat onder die heerskappy van die Gees moet kom. Nommer 1. Daar's 'n sekere paar dinge wat onder die heerskappy van die Gees moet kom. My gedagtes. Romeine 8 vers 5 sê, want wat na die vlees is, bedink die dinge van die vlees. As die vlees op my troon sit, dan bedink ek die dinge van die vlees. Maar wanneer ek die Gees op my troon laat sit, dan dink ek die geestelike dinge. Daar's 'n ou spreekwoord wat sê, wat jy dink, dit sal jy word, dit sal jy wees. Die stryd begin vanmôre nêrens anderste as in ons gedagtes en onder ons denke, en iewers moet ons gedagtes onder die heerskappy van God se Gees sit, sodat ons die dinge kan dink wat vir God belangrik is. Vra jouself gou vanmôre af, waarmee hou jy jouself besig in jou gedagtes? Met sondes, met begeertes, met vrees, met jaloesie, met woede, of is jy besig om die dinge wat vir God belangrik is, te bedink en te oordink en te mediteer? Want hoe meer jy die wêreld bedink, hoe meer word jy soos die wêreld, maar hoe meer jy God bedink, hoe meer word jy soos God, want hoe nader jy aan Jesus kom, moet jou lewe onder God se heerskappy geplaas word. Die vlees is nie beheer van my gedagtes nie. Ek dink die dinge van God. Pastoor is opgewonde. Ek kan nie anders as om opgewonde te word nie, want die tyd is min. Die tyd is besig om uit te loop en my vleesmens sal onder God se heerskappy moet inkom sodat ek die ewige lewe kan kry. Filippense 4 vers 8 sê, alles wat waar is, alles wat eerbaar is, alles wat regverdig, rein, lieflik en loflik is, bedink hierdie dinge en nie die wêreldse dinge nie. Ek hoor 'n mooi vergelyking. Hulle sê die kar se stuurwiel, dit wys jy so in lyn vanmôre. Dat 'n kar se stuurwiel is klein, maar dit beheer die hele voertuig. As jy regs draai, dan draai jy regs, en as jy links draai, sonder jou stuurwiel kan jy niks doen. Net is soos die gedagtes van 'n mens, dis besig om jou lewe te bestuur. Kind van die Here, hoor vanmôre vir my, jou gedagtes sal onder God se heerskappy moet inbeweeg. Dis moeilik om jou gedagtes tot bekering te kry. Hallo? Want niemand weet waarmee jy besig is nie. Debbie, weet jy waarvan ek praat? Niemand weet waaraan jy dink nie, Junior. Ons gedagtes is iets wat net ek en jy mee besig is. Net die Here weet. En daarom moet ons bid en sê Romeine 12 vers 2. Here, verander my en vernuwe my gemoed deur my gedagtes te kom verander. Sit God se woord in my gedagtes. Sit God se Heilige Gees in my gedagtes, sodat ek die dinge van God kan begin bedink. Bewaar jou hart, sê die Bybel. Wat is jou hart? Jou gedagtes. Van daaruit kom die oorsprong van die lewe. Ons sal weer op 'n plek moet kom, soos 2 Korintiërs 10 vers 5 sê, wat ons gedagtes gevange moet neem onder die gehoorsaamheid van God. Die geweet daar so vers? Ons moet ons gedagtes gevange neem. Ons het vriende, hy is die pastoor van die Follies daar in Kempton Park. Sy vrou het altyd gesê, as sy sulke snaakse goed begin dink, dan sê sy, gedagtes hemel toe, gedagtes hemel toe, gedagtes hemel toe. Hoor gou vir my, ons gedagtes sal moet hemel toe gaan. Ons sal moet, gedagtes sal moet begin dink die dinge wat vir God belangrik is. Kolossense 3 vers 1 sê, soek die dinge
daarbo. Bedink die dinge wat daar bo is, nie die dinge wat hier onder is. Pastoor, mag ek dan nie drome droom nie? Jy mag. Pastoor, mag ek nie aan dinge dink nie? Jy mag, maar dit moet die hele tyd onder God se konstruksie wees en onder God se gees wees, sodat dit in lyn met God se wil en God se plan is. Bedink eerder die dinge daarbo, sodat die vlees kan sterwe en die gees kan lewe. Nommer 2. Wat moet nog onder God se beheer kom? My woorde. Want wat die hart van vol is, met dit wat ek dink, my gedagtes, kom by my mond uit. Efesiërs 4:29 sê Paulus, laat daar geen vuil woord uit jou mond uitkom nie. Dis nie net vloek nie, hoor. Daai vuil woord beteken negatiewe woorde, skinder, afbreekend. Hallo? Ons gaan nou daarby kom. Hy sê, laat daar geen vuil woord uit jou mond uitkom nie, maar net 'n woord wat goed is en wat nodig is vir stigting en opbouings. Jou woorde kan maak of breek. Spreuke 18:21 sê, dat die dood van die lewe lê in die mag van die tong, en wanneer jou woorde onder die vlees is, breek jy af, spreek jy dood, spreek jy negatief, maar wanneer jou woorde onder God se gees en geïnspireer is, dan spreek jy lewe al sien jy dood. Dan sê jy, Lazarus kom uit die graf uit en hy staan op. Dan sê jy vir die storm bedaar en die golwe kalmeer. Dan sê jy vir 2 broodjies en 3 visse word meer en dit word meer. Want ek kyk met 'n vleeslike oog teen my omstandigheid, maar my woorde kom uit en ek spreek lewe in 'n dooie situasie. Weet jy hoekom gaan dit so sleg met die kinders van die Here? Ons tong. Want ons tong is nog onder die vlees en nie meer onder die gees. Wat sê Jakobus 3:5? Hy sê, so is die tong ook maar 'n ou klein dingetjie, maar hy beroem hom op groot dinge. Nie net moet my gedagtes onder God se beheer wees nie, maar dit wat by my mond uitkom, moet die hele tyd spreek wat vir God aanneemlik is. Matteus 12:34 sê, want uit die oorsprong van jou hart, jou denke, is die mond van vol. Iemand het een keer gesê, 'n hart wat deur God se gees beheer word, hoor, ek wil dit weer lees. 'n hart wat deur die gees van God beheer word, sal 'n mond hê wat lewe spreek. Kry die preek, jy moet dit weer hoor. En dan kom die psalmdigter, hy sê, Here, mag die woorde van my mond en die oordeenkinge van my hart welbehaaglik wees voor U, o Heer. Hoe? Ek kom onder die vlees uit. Ek sien die hele tyd hierdie 2 sambreeltjies, onder die vlees en onder die gees. Onder die vlees en onder die gees. En elke môre moet jy kies wat se sambreeltjie jy gaan oopmaak. Nommer 3. As my gedagtes, my woorde onder beheer is, dan verseker ook my dade. Natuurlik. Want jou dade is 'n sigbare iets wat die wêreld kan sien, aan wie behoort jy. Dis 'n sigbare instrument van wat die wêreld kan sien onder die gees of onder die vlees. Galasiërs 5:9 sê, wandel dan, met ander woorde my dade, wandel dan deur die gees, dan sal jy nooit die begeerlikheid van die vlees volbring nie. Wandel dan na die gees. My dade moet 'n leefwyse wees van liefde en van vrede, van sout en van lig, van mense help en van dinge doen. Efesiërs 5:8 gee my 'n duidelike opdrag. Hy sê, wandel dan soos kinders van die lig. Wat is kinders van die lig? Ek is nie meer onder die vlees, onder die heerskappy van die wêreld en van dood en van donker nie. Ek is nou onder die heerskappy van God, onder God se lig, onder God se teenwoordigheid, en waar God se teenwoordigheid is, daar vrede. Galasiërs 5:9 praat van die dade van die vlees en die dade van die gees. Die dade van die vlees is onreinheid, jaloersheid, woede, risie, selfsug, dronkenskap, man, jy ken dit. Maar die dade van die gees is liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, goedheid, sagmoedigheid, getrouheid. Hierteen het die wet niks. Waaraan word 'n boom geken? Aan sy vrugte, aan die dade wat jy doen. My gedagtes
vorm my woorde. My woorde beïnvloed my wandel en jou wandel is sigbaar in jou dade. Kyk, hier binne in die kerk kan ons vir jou hoogheilig lyk. Man, ek het mos 'n bekeerbaadjie en dan het ek 'n werksbaadjie. Nee, wanneer ek onder die Gees is, dan is my gedagtes, my woorde en my dade 24/7 aan God gewy. Maar maak hierdie goed vir jou sin? Ek weet nie van jou nie, ek sukkel met my gedagtes. Ek moet die hele dag bid, gedagtes gaan hemel toe, gedagtes gaan hemel toe. Ek sukkel bietjie met my woorde, ek spreek net soveel negatiewe woorde as die wêreld en ook my dade. Matteus 5:16 sê, laat julle lig so skyn, hoe skyn? Voor die mense, dat julle goeie werke gesien kan word en dat julle Vader wat in die hemel is, daardeur verheerlik mag word. Nommer 4. My begeertes. Eina. Kan ek jou vanmôre vra, wat begeer jy? Die meeste van ons begeertes is maar sondige begeertes. Begeertes na beter en meer, en dis reg, hoor my hart. Maar mag ek jou vanmôre vra, wat begeer jy regtig? Begeer jy God se wil in my lewe? Begeer jy dat God se koninkryk in my lewe moet realiseer? Begeer jy dat God se wil op aarde moet geskied, of gaan dit net oor me, myself en I? Want hoor gou-gou, begeertes is een van die sterkste kragte wat 'n mens het. 'n Begeerte is die dryfkrag agter jou keuses. Jy maak net keuses as gevolg van die begeertes wat jy het. Hallo? As jy sondige begeertes het, dan maak jy die keuse om die sonde te doen. As jy begeertes het na 'n nuwe mooi kar, dan is dit wat jy gaan kry. Jou begeertes is die sterkste krag, want dit druk jou in 'n sekere rigting. En as jou begeertes volgens die vlees is, gaan jy vleeslike dinge begeer. Maar as jou begeertes sonder die Gees is, gaan jy geestelike dinge begeer. Santjan, maak ek sin vanmôre? Ek sê weer, daar's niks fout met mooi goed nie. Man, my kar is amper klaar. Ek vir julle sê, oor 'n maand ry ek met my kar. Ek en my pa. Daai V8 Mercedes wag om gestart te word. Maar dis nie waaroor die lewe gaan nie. Dit is 'n vleeslike begeerte, maar dit beheer nie my lewe nie. My lewe word beheer deur God se wil en dit wat vir God belangrik is. Want hoor gou-gou, die vlees begeer dinge wat God mishaag, maar die Gees begeer dinge wat God behaag. En ek weet nie van jou nie, ek wil in alles God behaag. Of ek streef daarna. En as ons dan deur die Gees wandel, sal die begeerlikhede na die Gees wees. Psalm 37 vers 4 sê, nee, verlustig jou in die Here, dan gee hy jou die begeertes van jou hart. Maar dan moet ek in lyn kom met God se wil. En dit wat jy dan begeer, sal die Here vir jou gee. Galasiërs 5 vers 17 sê, die vlees begeer teenoor die Gees en die Gees teenoor die vlees. Dis hoekom Paulus sê, dit wat ek wil doen, kry ek nie reg nie, want die vlees en die Gees is die hele tyd in 'n stryd met mekaar. Nee, dink eerder wat daarbo is, sodat my begeertes in lyn met God se woord kan kom. Bruce Wilkinson het gesê, ek hou van hom, hy skryf mooi. Hy sê, wanneer die Heilige Gees jou begeertes beheer, word jou aanbidding nie meer 'n plig nie, dit word 'n vreugde. Sjoe. As die kinders van die Here dit kan besef, dis nie 'n plig om kerk toe te kom nie, dis 'n vreugde. Dan gaan ons uitbreek bidkamer toe en stoele aanlê en Psalm 73 vers 25. Skryf gou hierdie Psalm neer as jy 'n pen het. Psalm 73 vers 25. Hy sê, buite U, o Here, begeer ek niks. Nuwe Lewende Vertaling. Marinus, is dit nie mooi nie? Buite U, o Heer, begeer ek niks. Soek allereers die koninkryk van God. En dan kom hier die ander goed en dit val in plek. Hoekom? Want my gedagtes, my woorde, my dade en my begeertes is onder die leiding van die Heilige Gees. Ek sluit af. Die laaste ding, my besluite. My besluite.
Ek weet nie van jou nie, maar elke dag as jy wakker word, neem jy duisende besluite. Duisende besluite. Besluite oor wat jy gaan aantrek en wat jy gaan eet en waarmee gaan jy ry en wat jy gaan doen, oor jou finansies, oor jou kinders, oor hoe jy gaan reageer. Hallo? Hoe jy gaan optree, wat jy gaan doen. Die hele dag neem ons besluite. En die besluite wat ons neem, het net twee kante, lewe of dood, of seën of vloek, of vlees of gees. Jy sien, die vlees neem besluite volgens my eie wil, my eie emosies, wat ek wil hê. Maar wanneer ek onder die gees is, dan neem ek besluite nadat ek by die troonkamer was en gevra het, Here, mag U wil geskied in my lewe, en dan neem ek besluite. Die kinders van die Here doen baie dinge uit hulle eie vlees uit, en wanneer ons in die moeilikheid is, dan is ons kwaad vir die Here. Hoekom? Want ons het onder die vlees die besluit geneem en nie onder die gees nie. En dalk moet ons op 'n plek kom soos die ou evangeliese mense wat gesê het, Here, ek gee geen tree vorentoe voor God my nie die goue het gee nie. Ek sal wees soos 'n stem agter jou wat sê gaan links of gaan reguit, maar ons hart loop rond en ons doen dinge en ons vang dinge aan, en wanneer ons moeilikheid kry, is ons vir almal kwaad behalwe vir myself, omdat ons onder die sambreel van die gees uitbeweeg het en besluite geneem het. Die grootste foute wat ek nog gemaak het, is wanneer ek besluite geneem het en nie die wil van die Here gevra het nie. Miskien moet ons onsself afvra. Die besluite wat ek neem, is dit vir God aanneemlik? Is dit God se wil? Word God daardeur verheerlik? Kom ek nader na die Here? En wanneer ek dit neem, het ek vrede in my hart. Vrede wat alle verstand te bowe gaan. Ek sluit af. Julle weet wat beteken dit as 'n pastoor sê ek sluit af, né? Beteken niks. Beteken niks. Dan kry ons eers woema. Wanneer my gedagtes, my woorde, my dade, my begeerte, my besluite onder die sambreel van die vlees uitgekom het en onder die sambreel van God se gees ingekom het, dan kom Galasiërs 2 vers 20 in plek. My laaste teksvers. Hy sê, ek is met Christus gekruisig. Met ander woorde, die ou vleesmens is saam met Jesus Christus gekruisig. Ek lewe nie meer nie, maar hy lewe nou in my. En wat kan ek nou sê? Dat wanneer ek in die vlees lewe, lewe ek dit deur die geloof as gevolg van die seun van Jesus Christus wat aan die kruis gesterf het. Paulus sê, ek besef iets, ek het die vlees vasgespijker teen die kruishout van Jesus Christus. Ek lewe nie meer nie. Die gees van God lewe nou binne in my. En as ek dan nog in hierdie ou tentwoning moet lewe, dan lewe ek dit in geloof, omdat Jesus vir my die prys betaal het. Kinders van die Here, my boetie en my sussie, ons sal op 'n plek moet kom waar die vlees sal moet sterwe en God se gees sal moet lewe tot in ewigheid. My boodskap is eenvoudig vanmôre. Daar is nie meer tyd nie. Die keuse moet gemaak word. Kan ek dit vir jou doen? Nee. Maar ek kan jou vanmôre tog so 'n bietjie aanmoedig om op 'n plek te kom om te sê die vlees is nie die moeite werd nie. Dit bedink die dood en dit lei na die dood. Maar die gees bedink lewe en vrede en dit kry die ewige lewe. Kom ons sluit ons oë. Amen. Here, wat 'n voorreg is dit om U woord te kan bedien. Wat 'n voorreg is dit vanmôre om voor 'n gemeente te staan wat vir Jesus lief is. En ons net te kom herinner, Here, dat daar is vanmôre 'n keuse. Daar's vanmôre iets wat gekies moet word. Die lewe of die dood. En ek besef vanmôre dat terwyl jy na hierdie boodskap geluister het, daar 'n klomp dinge deur jou gedagtes gegaan. Maar ek wil hê jy moet vanmôre vir 'n oomblik net daar terwyl jy sit, net 'n bietjie erns maak met die Here. Sê Here, ek besef vanmôre ek is nie waar ek moet wees nie. Ek besef, Here, dat nie al my gedagtes en my woorde, nie al my dade en my begeertes en al my besluite
is onder die vlees nie, maar baie van dit is onder die vlees. En ek wil vanmôre kom om verskoning vra, Here. Here, dankie dat U vir my vanmôre 'n nuwe kans gee. Dankie dat ek vanmôre saam met Jesus Christus kan sterwe en 'n nuwe mens kan opstaan wat wandel in die Gees. Here, is dit maklik? Verseker nie in 'n wêreld waarin ons leef, wat ons gebombardeer word met soveel dinge nie. Maar Here, dis moontlik met die krag en die hulp van Jesus. Dis nie deur krag of deur geweld, maar deur die Gees. En daarom wil ek bid, Here, dat U voor sal begin reg deur hierdie gehoor. Gaan nie een verby nie, Here, en gee ons die krag en gee ons die wysheid en die sterkte om te kan doen wat ons moet doen, sodat ons U sal verheerlik. Here, my gebed is, laat die ou mens sterwe en laat die nuwe mens opstaan in Jesus Christus. Tot U wil en tot U verheerliking. Amen en amen.